Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Die vraag is steeds, wat soek hierdie afgodsboom in die herdenking van Jesus se geboorte in jou huis? Daar is nooit 'n denneboom in die Bybel by Jesus se geboorte nie. Die naam Yahshua, ons Elohim. Vers 6, geen een is soos U, Jahwe, die skepper van die hemel en aarde nie. O Jahwe, ons Elohim, U is groot en U naam is groot in krag. Te midde van hierdie Baal of hout afgode. Sy naam is groot in krag. Wat 'n naam? Die naam God, Here, Jesus, Yahweh. Yahweh beteken chicken God. Gaan kyk na my boek, of gaan kyk na die artikel. Wat noem jy hom? God of Here? Vat sommer 'n paar seatbelts vas, want jy gaan ook uit jou stoel uitval. Vers 7. Wie sou U nie vrees nie, o koning van die nasies? En ek sê in hakkie selfs in die 21ste eeu, want U kom dit toe, onder al die wyse manne en al die nasies, en kyk wat maak ek, en verskillende godsdienste oor die aarde, en hulle hele koninkryk is geen een soos U nie, Jahwe, my Elohim. Halleluja, halleluja, daar's niemand soos hy nie. Vers 8, maar almal saam, hakkies, hulle wie hierdie afgekapte Baal, afgode houtstompe en bome in hulle huise insleep, word dom en dwaas. Waarom? Omdat hulle deur die oeroue afgode tradisies meegesleep word, dit van geslag tot geslag aan hulle onskuldige, oningeligte kindertjies oordra, die woord verklaar, hou die vloek uit jou huis uit. Dan kan jy nie verstaan, hoe kan dit goed gaan in jou huis nie? Julle dra dan Baalgode in die huis in, en vandag is hulle fancy, hulle maak die goed van raffia en die goed, maar dit het dieselfde betekenis. Dis 'n dooie God. Hulle word dom, nou sê die skrif, hulle word dom en dwaas. Waarom? Want die tugtiging van nietige afgode is 'n hout. Kom ek lees die skrif sonder enigiets in, maar almal saam word dom en dwaas. Hulle word dom en dwaas. Die tugtinge van nietige afgode, dit is hout. Kersbome, né? Waarom dra Santa rooi klere? Dis 'n vraag. Weet u, kan jy my sê? Want die profeet het reeds vooruit geweet. Jeremia 10 vers 9, silwer, wat platgeslaan is, word uit Tarsus uitgebring en goud uit Ufas. Die werk van die ambagsman en die werk van die hande van die goudsmid. Pers en purperrooi is hulle klere en werk van kunstenaars is hulle almal. Hierdie versierde kersbome. Dis die werk van ambagsmanne. Vers 10, maar Jahwe die Almagtige is waarlik Elohim. Hy is die lewende Elohim, ek sê in hakkies God, en 'n ewige koning. Vir sy toren beef die aarde, met ander woorde vir sy oordele. Daai toren is oordele, beef die aarde. En die afgode nasies kan sy grimmigheid of oordele nie verdra nie. Wat? Daar is oordele vir hulle, vir hierdie handgeskepte en gemaakte hout, boom, afgode, Baal, gode aanhang en aanbid. En dan leer ons kindertjies dit doen. Ek het dit self gedoen. Jare terug toe ek 'n jeugleier was daar 'n ou broer gewees wat die boek gehad het, The Two Babylons van Arthur Hislop, van Hislop. En hy het nie Kersfees gehou nie. Hy het altyd op Kersdag, sy vrou het kos gekook en alles. Hy het 'n kombi gehad. Dan laai hy die kos in die kombi. Dan ry, dan kry hy by die straatmense, dan voer hulle. Hy het gesê,
Dis 'n Baal godsdag. Dis 'n Baal godsdag. En ons pastoor Chris, wou niks van dit weet nie. Min het ek geweet dat die man het 'n openbaring gehad wat ver verhewe was bo wat die pastore geweet het. Hy het eendag by my gestaan en sê, Hannes, eendag sal hierdie waarheid oor Kersfees en die geboorte van Jesus op 25 Desember vir jou oopgaan. En ek dank Jaffa dat daar iemand was, 'n broer Morris Kawinski, Karkowski, wat vir my gebid het die dag en gesê het, Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien.